Hier by Hesbon in die noorde van Jordanië lees ek graag vir ons uit Numeri 21 vers 24 en 25. En Israel het Sion met die skerpte van die swaard verslaan en sy land ingeneem. En hulle het in die stede van die Amorite gewoon, in Hesbon en al sy dorpe. Hesbon, vandag bekend as Tel Hispan in Jordanië, lê oos van die Jordaanrivier in 'n hoë strategiese heuwelstreek. In Bybelse tyd was dit die hoofstad van die Amoritiese koning Sion, en dit was 'n versterkte stad wat oor die omliggende gebied uitgestyg het. Sion het oor 'n groot streek tussen Arnon en Jabokrivier geregeer. Toe Israel versoek het om eenvoudig net deur sy land te trek, op pad na die beloofde land Kanaan, het koning Sion geweier en hy het verkies om teen Israel oorlog te voer. Wat vir hom 'n toonbeeld van sy mag was, het egter 'n keerpunt geword in die Here se plan vir Israel. Die Bybel beskryf die afloop daarvan eenvoudig. Israel het oorwin. En Hesbon word die eerste groot stad oos van die Jordaan wat in hulle hande val. Dit is nie net 'n militêre oorwinning nie, maar 'n duidelike herinnering dat geen menslike vesting sterker is as die tyd en die wil van die Here nie. Hesbon het selfs in liedere en poëtiese herinneringe voortgeleef, soos wat dit gelees kan word verder in Numeri 21 vers 27 tot 30, waar die val van Sion se stad 'n getuienis word van hoe vinnig trots tot 'n stilstand kan kom. Hesbon herinner vandag vir ons dat sterk plekke in ons lewens kan wees, situasies wat onbuigsaam en onmoontlik lyk om te verander. Maar wanneer die Here die tyd en die pad bepaal, word selfs die sterkste mure nie 'n hindernis nie, maar dit word 'n getuienis. Wat vir die mens onmoontlik lyk, word in sy hand 'n oop deur.